Is my mikrofoon reg? O, daar is hy nou. Is hy nou beter? Ek wou sê hy klink bietjie af. Dit is weer daardie geleentheid waar ons terugdink aan Jesus wat ingekom het in Jerusalem daardie week voordat hy ook gekruisig is. En so is dit vir ons ook altyd 'n tyd waarin ons hierdie week intree, hierdie groot lydensweek, om ook onsself voor te berei vir Paasfees wat nader kom en ons weer herdenk daardie oomblik waar Jesus Christus vir ons gesterf het. En dan uiteindelik ons hoogtepunt oomblik van die jaar, Paas-Sondag, wat op ons wag. Paas-Sondag is die grootste oomblik in die kerk se jaar. Dit is die grootste oomblik in elke jaar, want dit is daardie dag waarin ons herdenk dat Jesus Christus het uit die dood uit opgestaan en vir ons die ewige lewe beloof. Oom Johan, hy echo so bietjie, as om vir my net die game bietjie kan afstaan, sou ek bly wees, dankie. Geliefdes, en so voordat ek enigstens iets anders sê, wil ek tog eintlik net vanoggend begin en net vir u dankie sê. Baie dankie vir almal se wonderlike bydrae en ondersteuning met gisteraand se projek, waar ons die 3 van die bestes konsert gehad het. Ons wil graag ook vir Hester, wat so vir ons leiding neem, Hester en Gerard wat leiding neem by die projekspan, vir hulle baie dankie sê, en die hele projekspan, vir almal van julle wat 'n aandeel het daaraan. Vir julle baie dankie sê vir julle reëlings, vir my vrou vir die kos, dit was heerlik. Ons sê vir jou ook baie dankie, sy het baie moeite gedoen daarmee. En dan geliefdes, was ek so verbaas, my mond het oopgehang om te sien hoeveel mense sommer kaartjies koop vir iemand wat dit nodig het. Sommer kaartjies geskenk het. Daar het so baie mense dit gedoen. En ek kan net regtig in totaal en alle dankbaarheid net na u toe kom en vir u kom sê, ons waardeer dit. Dit is groot, dit is mooi. Dit sê ietsie van ons gemeente, van die mense wat hier is, hoe hulle bereid is om te gee, sonder om iets terug te verwag. So baie dankie daarvoor, ons waardeer dit, en mag die Here julle ryklik seën ook daarvoor. En daarmee geliefdes, wil ek vir u vra, kom ons dink ook aan die wat swaar kry, die wat in nood is, die wat die Here nodig het. Ons dink veral, ons lys is maar lank deesdae, Tannie Anna Botma, Tannie Frikkie van Staden, ou Willa Rademeier, Cor en Susan Swanepoel, Kobus Smoek se seun, ou Jan, ons dink steeds aan hom, Willie de Beer wat in Amot is, Tannie Henkie Fourie, Tannie Estim Marie, en dan ook oom Norman Best, en Gert Kreer, en natuurlik ook oom Gerrit Koekemoer. En dan geliefdes vanoggend, is dit ook vir ons belangrik om te noem, oom Dani Swanepoel is ook oorlede, baie van julle sal hom dalk onthou vir oom Dani en Tannie Letty, en Tannie Bets, oom Ad se familie, se broer en suster, ons dink aan julle, en mag die Here ook by julle wees. Hy is oorlede, en ons onthou hom vir wie hy was. Hy was 'n dierbare mens, vir jare in hierdie gemeente was hy diensbaar, ons is dankbaar daarvoor, en baie sterkte vir julle. Geliefdes, kom ons raak dan stil voor die Here, en dan bid ons vir hierdie mense. Hemelse Vader en Heilige God, Here, ons nader U in nederigheid en afhanklikheid. Ons vra U, Here, om ons te help en te lei wanneer ons swaar kry, wanneer ons seer het, en wanneer ons die dood ook tegemoet gaan. Ons weet, Here, dat ons nie altyd alles kan hanteer nie. Daarom, Here, nader ons U, want wanneer dit vir die mens onmoontlik is daar niks by U onmoontlik nie. Ons weet, Here, dat U bly in beheer, selfs wanneer alles in ons lewens buite beheer raak. Hierdie mense wat ons vanoggend genoem het, die familie van oom Dani, ons dink aan hulle vanoggend, Here, en ons bid vir hulle. Ons vra U, Here, dat U hulle sal genees en herstel, dat U hulle sal bystaan en krag gee. Ons bid dit so in die heilige naam alleen. Amen. Broers en susters, ons is dan met verwagting hier om te hoor wat die Here vir ons wil sê op hierdie Palmsondag. Kom ons groet hom vanoggend met 'n blye hart. Ons sing saam lied 164. Ons is almal hier te saam, vergader in sy naam. Kom ons sing hierdie pragtige lied saam.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, so sê die Here Jesus ons verlosser en redder. As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, en ook so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, Hy's reg. broers en susters, ons lofsang is lied 209 vers 1. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons dade en liefdeloosheid. Hoor die wet, soos wat Jesus dit opsom in Markus 12, vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing lied nommer 239 vers 1 en 2. Broers en susters, ons het sopas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1
verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons die mense en ter wille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige, algemene kerk, die gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het ons geloof bely, kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here. Ons sing Vonk 104, vers 1 en 2. Geliefdes, terwyl jy net so sit, kom ons raak stil voor die Here en dan bid ons saam. Kom ons sluit die oë. Heilige Here en Skepper God, ons dank U, Here, vir wie U is. Ons weet, Here, in ons lewens is daar baie mense op wie ons nie kan vertrou nie. Daar is baie mense wat ons in die steek laat. Daar's dinge wat met ons gebeur, Here, wat ons in die steek laat. Maar dankie, Here, vir wie U is. Want U het ons nog nooit in die steek gelaat nie. Ons het nie dalk altyd gekry wat ons graag wil hê nie, Here. Nee, ons is dalk gestuur op 'n pad wat moeilik was. Daar het al dinge met my gebeur en met almal van ons hier, Here, waar ons gedink het ons is op pad iewers heen, maar U het ander planne. Tog bly U altyd getrou.
Tog, Here, kyk U altyd na ons en sorg U vir U kinders. Maar meer is dit alles. U kom red ons. Here, U staan uit bo al ons verwagtinge. En daarvoor, Here, kom eer ons U. Ons kom aanbid U, Here, op hierdie Sondagoggend. Ons kom loof U naam. Ons kom sê vir U dankie, Here, dat U besluit het om daardie pad na Golgotha toe te stap. Dat Jesus Christus aan die kruis sou hang, sterf vir ons sondes, en op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en vir ons pleit. Ons kan net nederig, Here, U aanbid, en dankie sê daarvoor. Maar Here, dit is nie al nie. Nee, Here, voordat ek kan aanbeweeg, voordat ek my gedagtes kan afsluit, voordat ek maar net by die kruis sou stop, en daar by die redding, wil ek vir U erken, wil ons aan U bely, dat ons lewens aan U toewy. Want wat is, Here, maar net die oortuiging van redding alleen, sonder die dankbaarheid in ons toewyding. Ons wy ons lewens, Here, aan U toe, want U het ons gered. Vir niemand anders sal ons dit doen nie, maar vir U, Here, vir U. Ons het U lief, want U het ons eerste lief gehad. Ons bid dit so in die naam van Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen. Geliefde broers en susters, op hierdie Palmsondagoggend het ons nie noodwendig 'n Palmsondag teks nie, maar ek dink spreek iets van wat Palmsondag vir ons probeer oordra mooi deur. Dit spreek iets aan wat ek dink belangrik is vir ons om vanoggend te hoor as ons onsself voorberei vir Paasfees wat kom. Ons het in die laaste paar weke met lydenstyd gepraat daaroor, ons erken dat ons is sondig, nee, ons het vir mekaar gesê, ons is sondaar mense, en sonde is wanneer ons net ons wil ons eie dinge hê, net die dinge wat ons graag dink, ons wil, dit is wat belangrik is, ons besluit wat is goed en kwaad vir ons eie lewe. Ons het ook vir mekaar gesê, daarom stoei ons soms met God, en dit is waar geloof gewoonlik baie keer begin. Toe het ons ook gesê dat natuurlik, wanneer ons dan nou so stoei met God, ons onsself baie keer in laagtes bevind, nee, in diep laagtes, met al die droë, dooie bene, soos by Esegiel. Ja, dat God het lewe wil gee, dat hy vir jou 'n nuwe lewe wil kom gee. Maar vanoggend as ons dink aan Jesus wat instap in Jerusalem op 'n donkie, en ons hoor almal wat sing van Hosanna, Hosanna in die hoogste, van die koning wat kom. En 'n week later, van kruisig hulle Jesus Christus. Dan kom daar by my die vraag op, waaroor gaan hierdie geloof? As dit nie begin met toewyding nie. En daarom, geliefdes, is hierdie gedeelte wat ons vanoggend saam lees, so uiters belangrik. Die gedeelte, geliefdes, begin vanoggend in Daniël 3. Ons vind vir Daniël se 3 vriende, Sadrag, Mesach en Abednego, en dan sê ek altyd, soos die kinders soms sou ken as hulle nou vanoggend, hulle is almal op vakansie, hulle is nie hier vanoggend nie. Maar as die kinders hier was, sou hulle gesê, dis salsak, meelsak en appeltjie een oog, nee. Ons lees oor Daniël 3 vers 10 tot 26, en dan ook, geliefdes, so 2 versies uit Paulus se woorde in die 2 Timoteusbrief, vers 1 tot en met vers 9 tot en met vers 10. Die gedeelte uit Daniël 3, geliefdes, lees soos volg. Dit sê, uit U bevel, hy praat hier met Nebukadnesar, een van Nebukadnesar se raadgewers wat hier praat. Uit U bevel, U het 'n bevel uitgevaardig, dat enige iemand
wat die geluid hoor van trompet, fluit, siter, lier, harp, 'n ander blaas of musiekinstrument, voor die goue beeld, moet buig en dit aanbid. Wie nie buig en die beeld aanbid nie, moet in 'n brandende oond gegooi word. Maar u majesteit, nou is daar Jode, Sadrag, Mesach en Abednego, vir wie u in beheer van die administrasie van die provinsie Babel geplaas het. Wat hulle nie steur aan u bevel nie. Hulle dien nie u God nie. Hulle aanbid nie die goue beeld wat u laat oprig het nie. Toe het Nebukadnesar woedend geword vir Sadrag, Mesach en Abednego en hulle laat kom. Die manne is voor die koning gebring en Nebukadnesar het vir hulle gesê: Is dit waar, Sadrag, Mesach en Abednego, dat julle my God nie wil dien nie? Die goue beeld wat ek laat oprig het, nie aanbid nie? Nou kyk, dit sal in orde wees as julle bereid is om te buig en die beeld te aanbid, sodra julle die geluid hoor van 'n trompet, fluit, siter, lier, harp, 'n ander blaas of musiekinstrument. Maar as julle hom nie aanbid nie, sal julle dadelik in 'n brandende oond gegooi word. En watter God sal julle uit my mag kan red? Sadrag, Mesach en Abednego het koning Nebukadnesar geantwoord: Ons hoef nie hierop te antwoord nie. Ons het ons God, vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit hierdie brandende oond, en hy sal ons ook uit u mag uit red. Selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet, dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld, wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie. Lees vers 18 weer, geliefdes, luister mooi. Selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet, dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het, nie aanbid nie. Toe het Nebukadnesar wit geword van woede vir Sadrag, Mesach en Abednego en opdrag gegee dat die oond 7 maal warmer gemaak moet word as gewoonlik. Daarna het hy die sterkste man in sy leiwag beveel om vir Sadrag, Mesach en Abednego vas te bind en hulle in die brandende oond te gooi. Hulle is te vasgebind en sommer met hulle hemde, broeke, kopdoeke, met al hulle klere in die brandende oond gegooi. Omdat die koning se opdrag so streng was die oond so verskriklik warm dat die manne wat vir Sadrag, Mesach en Abednego moes ingooi, deur die vlamme doodgebrand is. Maar die 3 manne, Sadrag, Mesach en Abednego, het vasgebind binne in die brandende oond geval. Toe het koning Nebukadnesar verskrik opgespring en vir sy raadgewers gevra: Het ons dan nie 3 manne vasgebind en in die oond gegooi nie? En hulle sê vir hom: Dit is so, u majesteit. Hy sê toe: Maar ek sien dan 4 manne wat vry en ongedeerd rondbeweeg in die vuur. En die 4de lyk soos 'n hemelwese. Toe Nebukadnesar na die bek van die brandende oond toe gekom en geroep: Sadrag, Mesach en Abednego, dienaars van die Allerhoogste God, kom uit hierheen. En Sadrag, Mesach en Abednego het uit die oond uitgekom. Tot sover uit Daniël, geliefdes, en dan so 'n kort gedeelte uit 2 Timoteus 1 vanaf vers 9 en 10. Die gedeelte sê die volgende: Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons verlosser, Christus Jesus. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie, die onverganklike lewe, aan die lig gebring.
Tot sover geliefdes, ons skriflesing dan vanoggend. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly vir ewig vas en ook waar. Geliefdes, ons het almal iewers 'n gratis kaartjie iewers ontvang, het ons nie? Van julle het al iewers 'n gratis kaartjie ontvang. Dalk na die 3 van die bestes toe. Wie van julle het 'n gratis kaartjie gekry? Moenie jou hand opsteek nie, is nie nodig nie. Iewers het ons al 'n vriend gehad of iemand gehad wat ons genooi het iewers heen en gesê het, jy hoef nie te betaal nie, ek het vir jou betaal. Dis wonderlik, is dit nie? Dis heerlik. Jy kan daai kaartjie gebruik uit jou met die grootste liefde sonder om eers daaroor te bekommer. Dit is wonderlik en is mooi. Ek het agtergekom, geliefdes, is dit nie waar nie. Is dit nie waar dat ons Jesus so kan gebruik nie? Ons vat Jesus en hy sterf vir ons aan die kruis en ons vat hierdie toegangskaartjie tot die hemel toe. Ons vat hom en ons gebruik hom. Sê, hey, hierso. Here, ek mag nou hemel toe gaan omdat Jesus vir my gesterf het. Wie van julle is oortuig daarvan? Wie van julle is seker? Dit is wat ons met Jesus moet maak. Wie van julle kan vir my in die oë kyk vandag en my sê, dit is hoe ek Jesus dien. Geliefdes, daar is 'n pertinente probleem vandag in die Christelike kerk. Iets wat agtergebly het en dalk agtergelaat is. En dit is die woord toewyding. En wat toewyding werklik beteken. Hoe toewyding lyk. Sien, ons het in 'n samelewing begin leef waar ons dit maklik kan toeskryf as 'n verbruikerssamelewing, is dit nie? Ons is in hierdie milieu en hierdie bestaan waar ons alles en almal rondom ons gebruik. Ons het produkte. Verhoudings beteken nie eintlik meer veel nie. Alles is 'n produk. Om koffie te maak is maar net om 'n produk te gebruik, dis nie meer 'n geleentheid om te kuier nie. Wanneer ons eet in die aand, is dit net om daardie kos te gebruik, ons maage vol te maak, en nie meer 'n geleentheid waar 'n gesin om 'n tafel sit, en werklik waar mekaar leer ken nie. Om te hoor hoe daardie week was nie. Dit is nie meer 'n samesyn. Familiegeleenthede, Kersfees is net daardie hoop, nee, dat daai persent onder daai boom is iets wat jy tog kan gebruik. Nie werklik maar meer oor dankbaarheid nie. Hierdie wêreld het vol geword van items en dinge wat ons gebruik, so dit is nie vreemd nie. Dat selfs Jesus Christus in daardie kategorie begin val het. Al wat jy moet doen om in die hemel te kom, is om jou gratis kaartjie te kom haal. Jesus Christus, wat gebloei het, wat gegeesel was, wat opgespoeg was, wat gekruisig is vir jou sondes. Al wat jy moet doen, is om hom te gebruik. Ek dink, geliefdes, wanneer ons so begin dink aan geloof, dan het ons die kerk verloor. Dan is ons nie meer die bruid van Christus Jesus nie. Ek kon u vanoggend dalk uitnooi om hier voor te kom staan en te sê, al wat u moet doen is een gebed bid en jy sal hemel toe gaan. Maar geliefdes, ek dink ek sou vir myself kon lieg. En ek is op 'n punt, geliefdes, waar ek nie meer Jesus kan gebruik nie.
Ek is op 'n punt, geliefdes, waar ons met mekaar moet eerlik wees. Dat alwaaroor hierdie geloof gaan, is toewyding. Jou vertroue, jou onwrikbare geloof in God, begin in die toewyding wat jy aan hom gee. Of dit nou in jou desperate, donkerste toewyding is, of dit in jou hoogste, dankbare toewyding is. Maar hierdie godsdiens, hierdie geloof, gaan nie oor om God te gebruik nie, nie oor om vir ewig te leef en 'n kaartjie daarheen nie, maar om jou lewe op te offer, prys te gee, vir die een wat sy lewe eerste vir jou prys gegee. En so, terwyl ek nadink, geliefdes, oor hierdie dinge, gekonfronteer word met hierdie geloof wat van my vra, om nie Jesus te gebruik nie, maar om my lewe op te gee, is daar vir my geen beter verhaal, as die verhaal van Sadrag, Mesach en Abednego nie. Dit is gewoonlik 'n verhaal wat vir ons gelees word, as hierdie onmoontlike ding wat gebeur, hierdie wonderwerk in die Ou Testament, van God wat hierdie 3 manne red uit hierdie brandende oond uit. Wie kan 'n brandende oond oorleef? Niemand nie. Dit word so warm gemaak, dat selfs die ouens wat hulle ingooi, word doodgebrand. Maar nie hulle nie. Verder in die gedeelte wat ons nou nie gelees het nie, sê dit, dat hulle het nie eers soos rook geruik nie. Interessant, nee. So wonderlik, dit is so dat koning Nebukadnesar wat hulle daar ingegooi het, gepraat het en gesê het, die God wat hulle aanbid is 'n almagtige God. Maar ek dink nie dit is die essensie verhaal nie. Ek dink daar is baie om daar te sê en mens kan met baie fokus daarna kyk. Maar dit is vers 18, geliefdes. Dit is vers 18 wat uitstaan. Vers 18 wat sê, selfs as hy dit nie doen nie, selfs as God ons nie red nie, moet u weet, ons gaan u God nie dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het, nie aanbid nie. Daardie een vers is waardig genoeg om vanoggend jou lewe te verander. Wat sien wat ons hiermee te doen het in hierdie verhaal in Daniël 3. Is hierdie drie manne was nie altyd genoem Sadrag, Mesach en Abednego nie. Jy het geweet. Sadrag, Mesach en Abednego, Sadrag, Mesach en appeltjie in oog, was nie altyd hulle naam nie. Nee. Hulle name was Hanania, Misael en Asaria. Koning Nebukadnesar, hierdie Babyloniese koning, het hulle hierdie name gegee. Sadrag beteken die bevel van Sudur Aku, die maangod. Mesach, wie is soos Aku, daardie maangod? En Beltesar, Bel is my beskerming. Bel is die hoofgod van Marduk. Name wat aan hierdie drie manne gegee is, om hulle godsdiens, hulle God van hulle af te vervreem. Want hulle name het iets kosbaar beteken. Sien, Sadrag se naam was Hanania. Dit beteken, Jahwe, God is genadig. Misael, wie is soos God? En Asaria, Jahwe het ons gehelp. Profetiese name. Name wat iets verkondig van wat God kan doen. En hulle word gestroop van daardie name en hulle word hierdie Babyloniese name gegee. Meer as dit word hulle nou gevra
dat hierdie koning Nebukadnesar het 'n goue beeld van homself opgerig, dat hulle hom moet begin aanbid. Dat is met die klank van 'n musiekinstrument, dat hulle neerval en van hulle God vergeet en hom aanbid. En hulle kyk hierdie einste koning, wat dink hy is 'n God in die oë. En hulle sê vir hom, selfs al red my God my nie, sal ek jou nie aanbid nie. Ek wonder of ons die gewig kan besef daarvan. Wie van u vanoggend sit hier in hierdie kerkbanke, alleen omdat Christus jou gered het? Wie van u kan vanoggend opstaan en sê, selfs al red Christus Jesus my nie, bly ek aan hom toegewy? Dis een ding, geliefdes. Een ding om getrou te bly wanneer jy die ewige lewe beloof is. Maar 'n ander ding wanneer jy so afhanklik is van God, dat jy besef, selfs al red hy jou nie, jy bly steeds niks sonder hom nie. Dat jy is syne. Dat soos Jesaja vir ons skryf, dat hy sy naam op sy handpalm gegraveer het, dat ons bestempel is met hom, dat ons behoort aan hom. Ja, geliefdes, dankie tog. Die Here het ons gered. Is nie wonderlik om te weet, dat Christus Jesus het ons gered nie. Maar geliefdes, ons aanbid nie Jesus alleen omdat hy ons red nie. Ons aanbid God drie-enig, want hy is God. Want elke klop in jou hart, en elke ding in jou liggaam wat beweeg, en elke bloedvat wat vloei, elke deel van jou DNA is deur God gegee. Elke asem wat jy haal, elke keer as jy net dink jy haal asem in en asem uit, is 'n geskenk uit die hand van God uit. So waarom sal ons nie ons lewens voluit aan hom toewy nie? Dit is my vraag, geliefdes, aan die mense wat Jesus gesien het daardie dag, toe hy in Jerusalem instap met 'n donkie. Hulle sing, Hosanna in die hoogste, die seun van Dawid, ons koning is hier. Hulle gooi hulle klere voor hom neer en palmtakke, sodat hy op heilige grond mag instap in Jerusalem, want hulle het hierdie verwagting gehad. Hulle het hierdie verwagting gehad dat Jesus hulle gaan red. En hulle roep so hard, sodat almal hulle moet hoor, Hosanna, Hosanna, Jesus is hier. En het vat hulle 5 dae. 5 eenvoudige dae, om harder as daardie Hosanna uit te roep, kruisig hom. Kruisig hom. Want daardie ouens, wat so met lof Hosanna sing, het 'n verwagting dat Jesus hulle gaan red uit die hande van Rome. Hulle dink hier kom 'n koning, wat 'n militêre mag gaan oprig, wat op 'n wit perd gaan inkom, en hulle met 'n militêre mag kom red. Maar Jesus het 'n ander plan. In die oomblik toe Jesus begin om dinge te sê, wat hulle nie meer gemaklik meer is nie, toe is hy nie meer die redder nie. Toe is hy nie meer waardig om te volg nie. Toe vergaan hulle toewyding ook baie gou. Want nou is hulle nie meer tevrede nie. As die vuuroond naderkom,
dan buig ons voor daai beeld. En dit, geliefdes, is gevaarlik. En daarom is Daniël se woorde, daarom is Sadrag, Mesach en Abednego se hierdie drie vriende se woorde so kosbaar. Want wat is daardie dinge wat jy verwag het met jou moet gebeur, daardie beloofde land net nie kom nie? Wat as jy soos Moses moet agterbly en die beloofde dinge vir jou nie beskore is nie? Gaan jy daar staan en sê, selfs al kry ek dit nie, bly ek aan God toegewy. Selfs al skry ek swaar, selfs al kom die brandende oond na my toe, selfs al kry ek kanker of word ek siek, selfs al klop die dood aan my deur, selfs al word ek so oud dat ek nie meer my eie liggaam ken nie, steeds bly ek toegewy. Selfs al red God my nie uit hierdie omstandighede nie, hou ek in hom vas met alles wat ek is. Dit, geliefdes, dit is geloof. Daarom kom Paulus na ons toe in die brief van 2 Timoteus. In 2 Timoteus 1 het ons te doen met 'n brief, geliefdes, waar Paulus voor sy dood is. Nee, is nie lang voor sy dood nie. Hy skryf van Timoteus in hierdie brief vir ondersteuning. Want hy is onder huisarrest en net so 'n paar jaar, of so klein rukkie daarna, nie jare nie, net so klein rukkie daarna word hy onthoof deur keiser Nero. En Paulus weet dat sy dood kom nader. En hy sê in hierdie brief in 2 Timoteus, hy skryf in hierdie brief dat ek is bereid om hierdie dinge te ly. Ek is bereid om swaar te kry vir Christus. En dan sê hy hierdie woorde in vers 9 en 10, wat ek dink, hy is besig om te sê wat hy glo, en waarop sy geloof gebou is, sodat dit mag onthou word. Wat het hierdie Paulus, voor hy dood was, wat het hy geglo? En hy sê, God het ons gered, en ons geroep, om aan hom toegewy te wees. Hy het ons gered, en ons geroep om toegewy te wees. Sien, Christus red ons in die eerste plek, maar hy roep ons op tot toewyding. Ja, Jesus kom red, maar jy moet toewy. Jesus is nie net 'n kaartjie nie. Dit begin ook in jou toewyding. Die bewys, sê Paulus, het hy gedoen, nie op grond van ons dade nie. Hy red ons nie, geliefdes, omdat ons een of ander wonderlike mens is nie. Nie omdat ons een of ander ding kan reg doen wat ander nie kan doen nie. Maar op grond van sy besluit, sê Paulus, en die genade wat hy van ewigheid in Christus Jesus aan ons geskenk het. Hy roep jou op tot toewyding. Nie alleen oor jou gawes nie. Soveel keer in die kerk het ons nie gehoor dat God roep jou op omdat jy sekere gawes het nie. En al wat jy moet doen is jy moet jou gawes ontdek. Dit is wonderlik en dit is mooi en dit is waar. Dit is sekerlik waar. Maar jou toewyding hang nie van jou gawes af nie. Nee, dit hang af van God se besluit om genade aan jou te bewys. Omdat hy jou gekies het. Omdat hy jou lief het. Nie omdat jy kan sing of mooi praat of dinge doen nie. Nie omdat jy 'n goeie diaken of 'n goeie ouderling kan wees of wat ook al mense deesdae opmaak nie. Wees toegewy aan God.
Omdat hy jou gekies het. Omdat hy besluit het om jou te red. En as jy dit besef, as jy dit vanoggend besef, dan word hierdie kerkgebou, hierdie dinge wat ons hier doen, nie meer klein nie. Dan word jou geloofslewe nie maar net nog 'n deel van jou lewe nie. Dan is God en Christus Jesus nie meer 'n toegangskaartjie nie. Die hemel is nie meer jou fokus nie. Ek, geliefdes, is nie meer bang om nie hemel toe te gaan nie. Die grootste ding wat my bekommer, is dat ek Christus Jesus mis. Dat ek hom nie leer ken nie. Dat ek nie aan hom vasgehou het nie. Want daar is vir my niks groter as my God nie. Ja, die hemel is wonderlik. Dank, ek kan bid God alleen. Ek bid nie die hemel nie. So as Jesus inkom in Jerusalem in my Jerusalem in, as hy inkom in my lewe in, dan sing ek Hosanna, en ek roep uit, hy is my koning. En of hy nou my Jerusalem kom red of nie, ek bly aan hom toegewy. En ek lê my lewe voor hom neer. Want hy het sy lewe vir my gegee. Amen. Kom ons bid saam. Al sou dan ook die vrye boom nie bot nie. Al sou die wingerd, Here, sonder druiwe staan. Al sou die beeste en die kleinvee alles hier vergaan, o Heer. Nog sal ek juig. Nog sal ek bly wees. Nog sal ek toegewyd wees aan U, o God. Want wat is ek dan, Here, sonder U? U het my gemaak en U Gees in my ingeasem. Ek is gevul met U teenwoordigheid. Of ek opkyk links of regs of onder of waar ook al ek wil draai, oral sal ek U vind. Ja, Here, so ek strek iewers heen, probeer om weg te kruip, dan is U daar. Sou ek dalk die nag my tuiste wou maak, Here, dan is selfs die nag, Here, vir U soos dag. Die donkerste, Here, plek is soos vir U lig. Ek kan U nie ontvlug nie. Ek kan U nie ontsnap nie. U bly my God, selfs as die brandende oond my kom haal. Selfs al kom die dood en wil my steel, dan sê ek, waar is die dood se angel? Waar is sy oorwinning? Want ek behoort aan God. Here, U het my gered. U het ons kom red. En daarvoor, Here, wil ons dankie sê. Dankie, Here, daarvoor. Maar my woorde is leeg. Die woord dankie vanoggend, Here, leeg, sonder my toewyding. Ek gee my lewe, Here, omdat U U lewe gegee het. Ek gee my lewe, omdat U God is. Ek gee my lewe, omdat U vir my eerste lewe gegee het. As ons vandag, Here, uit hierdie kerkgebou uitgaan, gaan ons in hierdie week in, Here, met die verwagting dat Goeie Vrydag op pad is. Waar ons weer met die nagmaal herdenk, Here, wie U is en wat U gedoen het. Help ons, Here, om
hierdie week toegewy te wees. Toegewy te wees aan U, om nie U te gebruik nie, maar om ons lewens aan U te offer. Ek bid dit so in die naam alleen. Amen. Geliefdes, ek dink U sal dan nou kan verwag wat gaan ons sing. Ek hoop dit is 'n toepaslike lied vir U ook. Dit is vir my die mees toepaslike lied. Ons sing saam lied 516, die woorde van nou Habakuk 3, al sou dan ook die vrye boom nie bot nie. Kom ons sing die pragtige lied saam. Sou dan ook Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Dankie Christus, net so 'n paar enkele afkondigings voor ons uitmekaar uitgaan. Vandag verjaar Monique Bigay, baie geluk Monique met jou verjaarsdag, en Tia verjaar vanoggend. Baie geluk Tia by die werk, baie geluk mag jy ook ryklik geseën word, en ek hoop hy koste bederf jou. Ek weet dit is vir jou, hy maak dit soms moeilik, nee, maar vandag gee ek hom die opdrag om jou te bederf. Hoor jy? Ek het 'n thumbs up gekry. Mag jy geseënd wees, Tia. En dan nou Dani, die Supra verjaar ook. Dani, baie geluk met jou verjaarsdag. En dan ook baby Visser verjaar. Baie geluk, mag die Here ook jou ryklik seën. Die 30ste Maart is Diane Cornelius, Esther Jordaan en ook Swys Nudee wat verjaar. Mag die Here ook julle ryklik seën en baie geluk met julle verjaarsdag. Die 31ste is Hendrik Kellerman. Louise, is jy hier vanoggend? Daar sit jy daar agter. Stuur vir jou seun ons geluk oor. Ons sê vir hom baie geluk met sy verjaarsdag. En dan ook die eerste is Hein Ditperner en ook Jacoba Deel. En dan die tweede ook daar heel agter. Asseblief as jy uitstap vanoggend, Tannie moet bly sit. Almal gaan Tannie kom geluk sê. Tannie Letty Kuipers verjaar ook die week. Baie geluk Tannie Letty. Ons is baie lief vir Tannie. Mag die Here ook Tannie ryklik seën. En dan, hoe wonderlik is hierdie nie? Die 3de April is Tannie Bonnie Becker. Sy is 90 jaar oud. Ek wil vra julle met haar in julle gebede hou. Dit gaan maar nie goed met haar nie. Sy kry maar swaar nou. Maar hoe wonderlik om te weet dat sy 90 jaar oud geword. So ons sê vir haar ook baie geluk. En dan in die week ook, die 4de is Annel se verjaarsdag. Annel Harmse, baie geluk Annel, ek sien sy is seker nou nog daar in Bloemfontein. So ons sê vir haar ook baie geluk, mag die Here haar ook ryklik seën. Dan geliefdes, dis hierdie week groot lydensweek. En so ons het baie dinge op ons beplanningslys en dinge wat ons graag wil doen. Ons vra u
om asseblief deel te neem. Ons vra u om mense te nooi om deel te wees, veral Vrydag is 'n geleentheid. Ons het hierdie week ook weer Bybelstudie, Bybelstudie 9:00 die oggend Dinsdag, en dan ook die aand 6:00 het ons ook weer Bybelstudie, so asseblief woon daardie Bybelstudie by. Dit is 'n pragtige nuwe Bybelstudie. Die aand Bybelstudie maak ons nog met die Onse Vader klaar, maar met die oggend Bybelstudie begin ons kyk na die pad wat Jesus gestap het na die kruis toe. Die pad na die kruis toe begin nie op Palmsondag nie. Die pad na die kruis toe begin lank voor dit. Ons vat daai hele pelgrimstog van Galilea af, vat ons deur tot in Jerusalem en kyk na die pad wat Jesus gestap het, totdat hy uiteindelik ook opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel toe. So asseblief, kom woon daar die Bybelstudie by, dis 'n pragtige een om by te woon. Dan het ons Goeie Vrydag geleentheid, om Jan ook kan vir my aanbeweeg daar. Ons Goeie Vrydag die 3de, is ons erediens die 8:00 die oggend, 8:00 die oggend, Ekskuus. Dis 'n bietjie vroeër die oggend as ons gewone erediens. Die rede daarvoor is ons weet dat baie mense belangstel om hierdie geleentheid in Vredefort by te woon, met hierdie kruistog en alles wat hulle daar hou. En daarom het ons dit goed gedink en gesê, weet, ons wil nie eintlik hê dat julle die nagmaal moet mis nie, net omdat daar 'n ander geleentheid is nie. En daarom wil ons graag die erediens 'n bietjie vroeër maak. Ons het dan 'n massa nagmaal geleentheid, die 3de, dis Goeie Vrydag, 8:00 die oggend. Dit is altyd 'n wonderlike geleentheid, dis waar ons almal om die tafel sit, en dan ook so saam met die Here onthou, wat het hy gedoen aan die kruis vir ons. En so ons nooi uit daarvoor. En dan geliefdes, Stil Saterdag, op Stil Saterdag die 4de, gaan ons 6:00 die oggend 'n staproete doen. So die van julle wat bereid is om bietjie te stap, en selfs al is jy ouer, dis nie 'n ver staproete nie, dis maar 'n korterige staproete. Ons wil graag daardie oggend 'n staproete gaan doen waar ons 'n geloofspad stap en dink aan Jesus wat gekruisig is. Hy is dood, hy het gesterf vir jou, met die verwagting van daardie Passondag, waar hy opstaan uit die dood. So asseblief kom deel daarin. Ons sal so van die kerk se kant af so 6:15, so die oggend sal ons ry. Ons maak dit so vroeg, want ons graag met die sonsopkoms wil ons daar wees. So dit is 'n mooi geleentheid. So as jy nog kans sien om bietjie te stap en jy nog jou stapskoene kan aanpas en aansit, dan asseblief kom deel in Saterdag se geleentheid. Dan het ons Passondag natuurlik ook, die Sondag waar ons die Here dankie sê. By ons verkope, geliefdes, vanoggend is daar koekies te koop, R25 per pakkie, en dan ook, geliefdes, het ons pastye te koop teen R20 elk, en dan vanoggend, daar het nog so 'n bietjie van die maalvleis van die vetkoek oorgebly. So die van julle wat gesê het daai maalvleis is lekker, vanoggend wil ek vir u sê, daar is curry en rys met daardie einste maalvleis. So asseblief, gaan maak 'n draai in die saal, gaan koop vir jou 'n bakkie curry en rys. Jy hoef nie vanmiddag 'n Sondagmiddagete te maak nie, gaan kry vir jou 'n lekker pakkie kos. Dan, geliefdes, wil ek net noem en herinner dat ons nog hierdie keer die projekspan het nou vir baie lank die Vrydagkafees gedoen. Ons wil bietjie ons wyke aanmoedig om betrokke te raak. Hoe meer mense ons betrokke kan kry, hoe meer gesond is ons gemeente en hoe meer groei ons gemeente. So ons het nou hierdie geleentheid waar ons graag ons wyke wil vra om te begin om Vrydagkafees te doen. En so die week wat nou opkom, die 24ste April, dit is daarom nog so 'n klein rukkie van nou af, is die eerste wijk gaan Jerusalem wees. En dankie, dit is my wijk, so ek sal vir ons leiding neem. En so, maar ek gaan die wijkslede vra, die mense wat in die wijk is in Jerusalem, om ook deel te neem. As u nie seker is in wat 'n wijkie is nie, kom maak 'n draai in die kantoor, kom vra vir die kantoor, hulle sal julle help, en dan het ons ook 'n dingetjie wat ons bietjie gaan uitstuur, om ook u te help om te sien watter wijk u eintlik val. So as u onseker is, asseblief weet, ons gaan alles in ons vermoë doen, dat u ook moet weet, en dat u kan help met daai Vrydagkafee verkope. Dan, geliefdes, ek dink dit is dan, ek wou net graag, dis bietjie lig, nee, ek wil graag bietjie 'n collage gemaak het van gisteraand se gebeure, en net sodat u bietjie kan sien, wat het, al die wonderlike dinge, dit is 'n vol en mooi geleentheid. Ek wonder of jy daar bo regs kan sien hoe mooi vol het die kerk gesit.
dit was daarom 'n mooi geleentheid gewees en baie dankie weer eens vir almal wat deelgeneem het aan die geleentheid. Dan geliefdes, ons vra oor die skoolvakansies, skinkie wyke nie teen nie, so enige iemand in die skoolvakansie, enige iemand wat graag bietjie diensbaar wil wees, kom doen dit, kom was 'n koppie tee, en kom drink 'n koppie koffie, en kom drink 'n koppie tee asseblief. Mag die Here julle seën, totsiens vir julle almal, mag die Here hierdie week by julle wees.